Goeiedag hier uit Wellington uit. Ek wil vir julle welkom sê by ons 40 dae reeks wat vandag begin. En ons kyk in hierdie reeks na die 6 waardes van 'n gesonde gelowiges. Ons gaan vandag begin met die waarde van glo en so gaan ons aangaan, getuig, gehoorsaam, groei, gestuur, gasvry. So ek wil u ook uitnooi, indien u kans sien om in hierdie 6 weke by 'n groep aan te sluit, saam te gesels, saam te dink. Daar is 'n handboekie beskikbaar, u kan net by die kerkkantore kan u aanvra en as dit nie moontlik is nie, vra net vir 'n PDF wat op WhatsApp beskikbaar is. Ek wil begin met ons fotum vanoggend en dit kom uit Hebreërs 11 uit. Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. En dit is in hierdie gemeenskap van gelowiges wat ek vanoggend vir u wil kom sê, vrede vir jou. Vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus sy Seun en van die Heilige Gees, wat hier en by jou oral teenwoordig is. Amen. Ek wil vir u vra, dat u dalk nou die video stop. As u reeds Genesis 1 tot 3 gelees het, kan u maar net aangaan, maar stop dalk die video vir 'n oomblik en gaan lees Genesis 1 tot 3, net so as agtergrond. Ek gaan vir ons lees uit Genesis 1 uit, net vers 26 tot 28, wat ook ons teksvers is vir hierdie gedeelte. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie. Bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. As 'n mens na hierdie gedeelte kyk en sit jou vir 'n oomblik in Adam se skoene. Wie was Adam? Ja, ons weet hy's die eerste mens, Eva saam met hom geskape, maar hy het hier aangekom. Hy het nie 'n pa of ma gehad nie. Hy het nie 'n Bybel gehad nie. Hy het nie Sondag kerk toe gegaan nie. Maar op 'n manier het Adam geloof gehad. En dit laat 'n mens wonder, maar waar het Adam, hoe het geloof by Adam ontstaan? As 'n mens dit miskien daar laat vir die oomblik, en van God se kant af kyk daarna. En ek hoop jy het raak gelees in Genesis 1 vers 1, waar daar staan, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die water gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. Ek hoop jy kon optel, dat reeds in die heel eerste gedeelte van die Bybel, daar waar ons die Bybel oopmaak, word ons bekend gestel aan die drie eenheid. God wat geskep het, die hemel en die aarde, die gees wat oor die waters gesweef het, en natuurlik die lig. Toe God sê, laat daar lig wees. Laat mens dink aan Johannes 1, waar Johannes skryf, hy sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Ek hoop jy hoor, dat wanneer God skep, en wanneer God nader kom,
Dit is waar geloof begin. Wanneer God skep. So, die vraag is het geloof by Adam begin? Dit wat ons vandag glo en wat ons geloof uit bestaan, het dit by Adam begin? Of het dit dalk eerder by die drie-eenheid begin? Weer ons geleesde gedeelte, kom ons maak mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. So die drie-eenheid is eintlik maar waar alles begin het. Vraag is waar het jou geloof begin? Ek los die vraag daar en dink 'n bietjie daaroor. Ek wil 'n tweede ding op die tafel neersit en vra, maar wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, om te kan glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Hier is dalk iets dieper, en help ons dalk om geloof beter te verstaan. En die vraag is eintlik, is geloof nie eerder vertroue nie? Dat ek volkome op Jesus vertrou. Is dit nie dalk wat geloof is nie? Want die teenvraag daarvan is, kan ons roem op ons eie geloof? Geloofsekerheid, 'n woord wat al baie in die kerk gebruik is. En daarmee wil ek sê, is soms fabriseer ons 'n tipe geloofsekerheid. Mense hoor dat mense praat van my geloof, ek glo dit. En dit raak naderhand so ekstreem, dat mense vermoor word, as gevolg van dit wat hulle glo, en wat hulle sê wat hulle geloof is. Mense hoor mense sê, maar die Bybel sê dit, God het vir my gesê om vir jou te sê. En dit is nie wat geloof is nie. Geloof is nie 'n wrede sekerheid in jou eie geloof nie. Want in die skaduwee van hierdie sekerheid loop daar altyd 'n stuk wreedheid, waarvoor 'n mens baie versigtig moet wees. Ons geloof bestaan eerder uit, wat Hebreërs 11 sê, hy bestaan uit hoop. Ons hoop lê daarin, dat ons eendag, saam met Jesus Christus, in die ewige lewe sal wees. Ons geloof bestaan uit 'n oortuiging dat God volkome liefde is, dat hy volkome genadig is, en dat hy dit vir my beskikbaar stel. As dit geloof is, dan is daar 'n vertroue. Daar's 'n vertroue in Jesus Christus. Daar's 'n vertroue van my in die Heilige Gees in sy teenwoordigheid. Daar's 'n vertroue van my in God die Vader, wat die skepper van alles is. Nou waar kry 'n mens hierdie geloof? 'n Mens kan nou vra, maar hoe ontwikkel 'n mens dit? As dit is wat geloof is hoe kry ons dit? En die interessantheid daarvan is dit word vir ons gratis en verniet gegee. Die vermoë om te kan glo, die vermoë om te kan vertrou, is 'n gawe wat uit God se hand uitkom. Dis die gawe wat hy reeds vir Adam gegee het. Dis die gawe wat hy gegee het toe hy gesê het, kom ons maak die mens na ons beeld. Johannes verduidelik ook in die video, dat die woord beeld ook gesien kan word as skaduwee, menende dat ons geloof, ons vertroue versterk word deur in God se skaduwee te bly. Is jy in God se skaduwee? Johannes 1 vers 4 sê, in daai skaduwee, sê Johannes, in hom is daar lewe, en die lewe is die lig vir die mense. Om in God se skaduwee te bly, gee vertroue, en so is dit ook 'n versterking van ons geloof. Die laaste vraag wat ek wil vra is as 'n mens dit oor geloof sê, dit is 'n gawe van God af, dit is ek wat op soek is na sy skaduwee,
Hoe hou ek vas daaraan? Hoe kan ek seker wees dat dit nie verlore gaan nie? Mense hoor baie keer dat mense sê, ek het my geloof verloor. Jy sien, dit kom terug na, as ek staat maak op my eie geloof, as ek staat maak op Dawid se geloof, is daar geen sekerheid nie. Daar's geen vertroue nie, want nou vertrou ek op myself. As ek eerder vertrou op Jesus Christus, ek vertrou op Jesus Christus se geloof, wat die volmaakte geloof is. So dis nie my geloof nie, dis Jesus Christus se geloof. Ek het bloot die vertroue in sy geloof. Kan niks my skei van die liefde van God wat daar vir my is nie. Dink maar aan Romeine 8, wat Paulus skryf daaroor. Maar dit vra, broers en susters, 'n sekere fokus. Dit vra dat ons moet bewustelik lewe met 'n vertroue in God ons Vader. Hebreërs 12 skryf, die skrywer van Hebreërs, hy sê, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van geloof. Daar is nie 'n ander geloof as die geloof van Jesus Christus nie. Wat dit van ons vra, is die fokus op Jesus. Jy sien, God gee geloof. Dit is nie iets wat uit onsself uit kan kom nie. Ons kan net vertrou. Ons kan net vertrou. God vra van ons, hy sê, Jesus sê in Matteus 6, hy sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Hoorie broers, dis waar ons fokus lê, dis waar ons versterking van ons vertroue kom. Kolossense 3 skryf Paulus, hy sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is. Die Bybel herhaal en herinner ons kort daaraan waar ons fokus behoort te wees. Op die dinge wat daar bo is en nie dit wat op die aarde is nie. Kom ons bid saam. Onse Here, baie dankie vir die gawe van geloof. Dankie vir die gawe, Here, om te kan vertrou op Jesus Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Dankie Jesus, dankie Heilige Gees, wat ons bewustelik laat lewe in 'n lewe van vertroue. Help vir ons, Here, om te fokus op die koninkryk van God, om te fokus op die wil van God, om ons gedagtes te rig en ons oë gefestig te hou op Jesus. Maak ons bruikbaar vir U en vir ons naaste. Amen. Mag jy rus in die hoop dat ons saam met die opgestane Here sal leef. Mag jy rus in die oortuiging dat God se liefde en sy genade altyd by jou is. Amen.